In ons vorige video het ons gesien dat die vergelyking van 'n eksponensiële grafiek y is gelyk aan a maal met b tot die mag x plus q is. En ons het ook twee grafieke geteken. Die eerste een was y is gelyk aan 2 tot die mag x en die tweede een was y is gelyk aan 'n half tot die mag x. Nou vandag wil ek bietjie my funksies uitbrei sodat ek waardes vir q het en waardes vir a het. Nou ek gaan begin deur eers net my q te verander. Hier sal jy nou sien, ek het hierdie een gevat, y is gelyk aan 'n half tot die mag x en ek het 3 bygetel. So, kom ons kyk gou hoe dit die grafiek beïnvloed. Eintlik dink ek julle weet al reeds, want ons het dit met die parabool gehad en toe het ons dit weer met die hyperbool gehad, dat as ek net 'n getalletjie bytel, skuif die grafiek op. En hoeveel? Presies hoeveel soos wat ek bygetel het. So skuif op met 3 eenhede. Nou is dit belangrik dat jy jou eienskappe van die gewone basiese g van x, wat nou maar net was 'n half tot die mag x, dat jy dit ken. Onthou, dit het 'n asymptoot gehad hier op die x-as. Ok, daar's my asymptoot op die x-as. So, as hierdie hele grafiek nou 3 eenhede op moet skuif, gaan my asymptoot ook 3 eenhede opskuif. So in plaas van op die x-as wees, gaan hy 1, 2, 3 eenhede hoër wees, en dus gaan my nuwe asymptoot hier wees. Okay, die vorm van die funksie gaan nie verander nie, dis 'n dalende funksie. Onthou jy, die vorm van die funksie word bepaal deur die grondtal, en hierdie grondtal is 'n breek wat kleiner as 1 is. So dit gaan so 'n dalende funksie wees. Maar elke liewe punt gaan met 1 eenheid met 3 eenhede opskuif. So as ek nou maar net so 'n bietjie kyk, hier was my y-koördinaat 4, so dit sal nou 7 word. Op die y-as het ek deur 1 gegaan, so ek sal nou 3 eenhede hoër deur 4 gaan. En dan kan jy maar die skets teken. Ek gaan probeer, hy kom so af, deur daardie punt, en dan aan hierdie kant vat jy hom net al hoe nader na jou asymptoot toe. So jy het nou 'n nuwe asymptoot hier. Onthou, 'n asymptoot is 'n lyn, sodat die funksie al hoe nader gaan, maar nooit aan hom raak nie. En in hierdie geval is dit hierdie lyn nou by y is gelyk aan 3. Ek sien dat ek nog nie my pyltjie daar ingesit het nie, en die naam van hierdie funksie was h. Nou kom ons kyk, wat is die definisieversameling? Die definisieversameling. Dit sal wees my x-waardes en eksponensiële funksies is vir alle x-waardes, alle reële waardes gedefinieer. Dan my waardeversameling. Nou lê my nuwe funksie h bokant die lyn y gelyk aan 3. So dis al daardie kant toe. En onthou, my y-waardes word groter soos ek opgaan. So, my y is reële getalle, maar y sal groter as 3 wees.
Voorbeeld 2. Vra vir my om die skets te teken van h van x is gelyk aan 3 maal 2 tot die mag x. Nou die 2 tot die mag x sê klaar vir my dat my funksie stygend gaan wees. Wat gaan die invloed van die 3 wees? Wel, dit gaan nie te moeilik wees nie. Kom ons kyk maar, as x gelyk is aan 0, dan is y gelyk aan 3 maal 2 tot die mag 0 en 2 tot die mag 0 is 1, so dit gee net vir my 3. So, daaruit lei ek af dat die punt 0, 3 op die grafiek lê. Met ander woorde, my y-afsnit het nou verander, my y-afsnit is nou by y gelyk aan 3. Kom ons kyk wat gaan die y-waarde wees as x gelyk is aan, kom ons maak maar 1. So, laat ek sommer vir my hier plek maak. As x gelyk is aan 1, dan gaan y wees 3 maal 2 tot die mag 1 en dit is 6. So die punt op die grafiek is die punt 1, 6. So by 1 en by 6. En aangesien ons nou al die vorm van die grafiek ken, kan ons hom eintlik maar teken, of ek kan, kom ons kyk wat gebeur met een negatiewe x. Kom ons maak maar x gelyk aan min 2. Dan is y gelyk aan 3 maal met 2 tot die mag min 2. Die negatiewe eksponent beteken ek gaan eintlik die 2 kwadraat onder die lyn sit, so dit gee vir my 'n 3/4. So hier by min 2 is my punt 'n 3/4. En dit is dan genoeg om die skets te teken, vryhand, gerond. Duidelik moet jy die asymptoot wys. Hier is my asymptoot. Altyd afsnitte met die asse en enige asymptote moet 'n mens altyd wys. So, ja, daar het ek nou my asymptoot aangedui en my asymptoot is y gelyk aan 0, want hy is nog steeds op die x-as. Ons het net vermenigvuldig met iets. Die grafiek sou op en af geskuif het, so die asymptoot sou verander het, as ons iets bygetel het, soos ons in die vorige voorbeeld gedoen het. So, my waardeversameling gaan nou maar net weer wees dat y 'n reële getal is en dat y groter as 0 is. In ons derde voorbeeld, tyd, dis nie wat ek wou doen nie, ons het ontklaar gedoen. Daar is ons derde voorbeeld. Ons wil skets, laat ek net, laat ek net alles 'n bietjie opskuif. Ek sien dit is nie mooi in die skerm nie. Ons wil skets die grafiek van 2 tot die mag 2x minus 4. So hierdie geval het ons nou 'n y is gelyk aan a en 'n b tot die mag x en 'n q plus q. Goed, nou ek kan sien die plus q gaan die grafiek 4 eenhede afskuif. Okay, daar die minus 4 beteken 4 eenhede afskuif, onder toe skuif. So, my nuwe asymptoot gaan hier wees. So, kom ons skryf dit. My asymptoot
is by y is gelyk aan minus 4. En nou kyk ek ook na die vorm, ek sien dat my basis 'n 2 is, en 2 is groter as 1, so ek verwag so 'n stygende grafiek, nee, wat hier so al hoe platter gaan, soos hy na my asymptoot toe gaan. En as ek verbeel jou nou, ek wil hier 'n stygende grafiek teken, wat al hoe nader aan my asymptoot kom, dan gaan hy mos deur die y-as en deur die x-as beweeg. Daarom moet ek die y-afsnit uitwerk. As S-kort y-afsnit, en vir die y-afsnit maak ek x is gelyk aan 0, dan is y gelyk aan 2 maal 2 tot die mag 0 minus 4, ek het maar net 'n 0 daar in my x se plek vervang, 2 tot die mag 0 is 1, so hierdie gee vir my 2 minus 4, wat minus 2 is. Goed, nou weet ek, hy gaan hier deur minus 2 op die y-as. Nou vir die x-afsnit, maak ek y gelyk aan 0, en dan kry ek 0 is gelyk aan 2 maal 2 tot die mag x minus 4. Nou ja, daar's 'n eksponensiële vergelyking. Ek gaan die 4 oorvat, hierdie 4, ek gaan hom daar na die linkerkant toe neem, sodat ek kry 2 maal 2 tot die mag x. Nou is daar verskillende maniere, maar ek gaan kies om met die 2 hierdie 2 te deel, so dan kry ek 2 is gelyk aan 2 tot die mag x, en hierdie is mos eintlik 2 tot die mag 1, wat vir my beteken dat x gelyk aan 1 is. So daar het ek my x-afsnit. Jy hoef nie vreeslik akkuraat te teken en baie ander punte uit te werk nie. Miskien kan ons nog een gou doen, net om 'n negatiewe x-waarde ook te doen. Kom ons kies maar x is gelyk aan min 2, dan is y gelyk aan 2 maal 2 tot die mag min 2, minus 4, en 2 tot die mag min 2 is 'n kwart. So wat ek nou eintlik hier kry is 'n half, daar, minus 4, so dit gee vir my minus 3,5. Jy hoef dit nie as 'n gemengde breek te skryf nie. Ek dink is maklik om hier te sien. As x minus 2 is, dan moet y afgaan tot by minus 3,5, wat ongeveer hier lê. En nou het ons rarig genoeg punte om ons grafiekie deur hulle te teken, en daar gaan hy op, en dit hou vir ewig aan, en dit is die grafiek van die funksie f. Ons het reeds sy asymptoot neergeskryf, kom ons skryf sy waardeversameling neer. Sy waardeversameling, die hele grafiek lê die hele tyd bokant minus 4, so y is 'n reële getal, en y is groter as 4. Goed, daar het ons nou al ons verskillende eksponensiële grafieke geteken.